Hallo en baie welkom vandag by Briltyd. Hier waar God se leeu's bymekaar kom en net lekker saam brul. Want dis 'n ding wat die vyand gou reg kry in 'n man, veral 'n man se lewe, is om te begin stil word. Weet wat ons hoor van kleins af, cowboys don't cry, 'n man huil nie, 'n man moet swyg, 'n meisie kan haar emosies deel, sy is emosionele wese. Jy moet 'n cowboy wees, jy moet 'n eyster wees. Ek wou vanoggend dat ons bietjie gesels het manne oor en baie welkom ook aan elkeen van julle wat op die paneel is vanoggend hier op Zoom en is 'n voorreg om julle gesigte te sien. Samuel daar uit Namibië uit, Atman in Eersterivier, Andre uit Pretoria en Johan uit Volksrus, Menshou daar die Oosrand. En ek hier in die lieflike Mosselbaai. En waar ook al jy nou na ons kyk en luister, baie welkom hier by Briltyd. Ons vertrou dat vandag se program weer 'n bril in jou gaan terugsit. God se bril. Ek wou so 'n bietjie praat vanoggend oor wat maak dat een spesifieke welpie in 'n trop wat gebore word 'n koning van 'n trop word. Wat daai hele proses van welpie na koning toe, van welpie wat so ja, maar so lank versorg moet word en 'n groot gedeelte van sy lewe gaan dit net oor oorlewing. Hy moet net survive. Maar wat maak dat daai een trop, maar kom ons kyk daai een spesifieke welpie, want hy word nie so gebore nie. Ons kan daaroor praat, maar iets het gister gebeur en ek wil graag vanoggend dat ons daaroor gesels. Ons is by Ladysmith gevangenis. Nou, ek wil nie die hele ding deel wat gebeur het jare terug toe ek so geweldige ding op my gehad het om by Pollsmoor gevangenis uit te kom in 2007. Dit was soos hy chicken Lincoln advertensie met the monkey on the back, hy burden, geweldige bedrukking. Ek het eers geweet waar was Pollsmoor nie, want ek het nog in Pretoria gewoon en ja, ek het toe uiteindelik die Here voorsien dat ek by Pollsmoor uitkom. Ek het 2 weke daar bedien. En die heel laaste dag van die uitreik gee man se hart vir die Here. Hy kom in 'n seksie uit waar die bendes baie sterk is hulle noem die seksie Afghanistan. Maar ek sal in comments onder die link sit waar jy na die hele storie kan gaan kyk. Die moeite wat God gedoen het vir een siel daai dag. Ons is daar uit die tronk uit. Mense het engele gesien, het was 'n goddelike oomblik. En ons is terug Pretoria toe en so 'n paar dae later toe bel een van die beamptes my wat die geestelike sorg by Pollsmoor MB is en hy sê vir my dat ek sal nie glo wat het gebeur nie. Daai man wat sy hart vir die Here gegee het daai laaste dag. En ek het die hele tyd vir Hanna en vir Davey en vir almal gesê ons is daar vir een siel. En as ek vir julle moet vertel, so ek sê gaan kyk in die comment, dis 'n hele storie op sy eie en is absoluut goddelik. Hoe lank voor die tyd God met my gepraat het om by hierdie ou uit te kom, daai spesifieke dag. Want ek het die hele tyd vir hulle gesê, ons is daar vir een siel. En die beampte sê toe vir my, hy huil so, hy kan nie met my praat nie, hy sê, daai man wat sy hart vir die Here gee, daai dag, hulle sou hom daai aand doodgesteek het in die selle, die bende, die nommer. Hulle sou hom vermoor het. En omdat hy uitgekom het daai dag, het die generaal van die wat gesê het hy moet doodgemaak word, gesê ek stop dit. Hulle sê ek haal jou onder die glas uit. Jy het vandag 'n broek gedra, Atman. Dis nou wat hulle sal sê, jy het guts gehad. Daar's nou 'n ander ding wat ons manne like om te sê, jy weet mos, jy het goeie nuggets, as ek dit so kan stel. Maar hy het uitgekom in die openbaar in omstandighede, of hy bewus was dat sy lewe 'n draaitjie hang, ek weet nie, maar God was bewus van die hele saak. En hoeveel maande voor die tyd God my voorberei het om op die regte oomblik daar uit te kom. En vir 'n hele geruime tyd het ek so geweldige, ek sê altyd, dit het gevoel of Tafelberg, klein Tafelberg op my rug was daai tyd. En nou
was dit vir 'n hele ruk Ladysmith gevangenis hier in die Karoo. So 2 ure se ry van ons af van Mosselbaai. Klein tronkie. Maar vir 'n geweldige tyd nou wil ek daar uitkom. Ek het weer hierdie beklemming in my hart gehad om daar uit te kom. En daar was nou 'n paar keer wat dit gereël was dat ek kon gaan en ek kon op een Sondag nie deur gaan nie. Ek het nie diesel gehad nie. En ek het nou al geleer, God maak deure oop, God maak deure toe. So dan is dit nog nie die tyd om te gaan nie. En eergister het 'n boeta vir my mossie vol gemaak, vol diesel. En hy's gister saam met my en Philip Saru is ons deur Ladysmith toe en daar aangekom en lekker bietjie gesing en klein tronkie gameplein binne plaasie. Maar die verhoorafwagtenes wat in die tronk is, hulle is een kant hier aan die linkerkant en hulle selle. So hulle het nie uitgekom toe die gevonnisdes ouens uit hulle selle uit is nie. So hulle was toegesluit in hulle selle, maar hulle kon alles hoor. En terwyl ons daar besig is en ek toe met hulle deel, ek deel toe die Polsmoor saak met daai man wat hulle wou doodmaak. En ek sê toe, daar's iemand vandag wat God ons hiernatoe gestuur het op die regte oomblik. En 16 manne reageer toe op die uitnodiging om uit te kom en hulle harte vir die Here Jesus te gee. En dis wonderlik. En ek vra toe vir hulle, wie van julle sal regtig herken vandag, dit was vir jou? En amper almal steek hulle hande op. Bid, maak klaar en ons is besig om die klank op te slaan en Philip kom na my toe met 'n verhoorafwagter en nou die verhoorafwagtenes het geel overalls. Die ouens wat in die kombinasie van die kombuis werk, hulle het wit overalls en dan die gevonnisde ouens het oranje overalls. En Philip staan met 'n man langs my verhoorafwagter in sy geel overall en die trane loop so oor hierdie man se wange. Hy snik soos hy huil. Nou Atman en Samuel en jy ook Andre, julle sal vir 'n ou mens dadelik kan sê 'n tronk is nie sommer 'n plek wat jy huil voor almal nie. Kyk, jy moet 'n man wees, jy moet kan staan. En hy huil so dat hy nie met my kan praat en Philip sê net coach, jy moet nie hoor. Dit was vir hom en toe ek nou vra wat gaan aan, toe sê hy nee, hy wou voor donderdag wou hy selfmoord pleeg. Want hy wil donderdag vrygelaat. En hy is bang om uit te gaan. Hy het 'n vrees in hom om uit te gaan. En sy vrees is, wat van as ek hulle weer gaan teleurstel? Wat van as ek hulle gaan weer fail? En dit maak die vyand kry dit reg om in daai vrees in daai man se lewe om weer te misluk. So geweldige ding dat hy by 'n plek kom van weet jy ek wil nie uitgaan nie. Ek wil ook nie hier wees nie. So die enigste ander pad is neem jou eie lewe. En weer eens op die regte oomblik, hy's verhoorafwagting. As ek daai Sondag dalk gegaan het, was hy nie eens daar nie. En dis hoekom ek wil dit sommer nou ook sommer weer sê, jy gaan my nie kan oortuig. Jy kan glo in wat jy wil, jy kan aanbid wat jy wil. As jy nie glo nie, die woord sê dis fyn. As jy glo as nie God is, jy dwaas. So dis wat die woord sê, is nie wat vreek vermaak sê nie. Maar ek wil vir jou sê, jy gaan my nie oortuig, daar's nie 'n God nie. Hoe sal ek 'n Mosselbaai weet van 'n ou wat beplan om sy eie lewe te neem en Ladysmith in 'n tronk, omdat hy bang is om huis toe te gaan? Ek wil nie te diep in die redes en alles gaan waarom hy in die tronk was nie, maar dis iets wat hy aan sy gesin gedoen het. 4 kinders. En hy wil 'n einde daaraan maak. En ek wil hê ons moet so 'n bietjie gesels vanoggend oor hoekom vrees ons manne dit so om te misluk. Die Engels, the fear of failure.
Hoekom is dit so 'n geweldige ding by manne? As ek gou vir ons kan lees hier uit Matteus 25 vanaf vers 14, waar die Here Jesus die gelykenis vertel van die talente. Want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë. So die eienaar van die besittings het geglo dat die ou vir wie hy 5 gee die vermoë om dit te vermeerder, want die eienaar is natuurlik 'n besigheidsman. God is 'n besigheidsman, hy soek dividende, hy soek groei, hy soek vooruitgang. Hy het geweet hierdie ou kan met hierdie 5 werk, hierdie ou kan met hierdie 3 werk, en hierdie ou kan ek glo hy sal met 1 kan werk. En die een wat die 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het jy aan my toevertrou, hier het ek die 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man, wat maai waar u nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms vat wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het, want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook weggeneem word. Ook wat hy nie het nie, werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Vader, ons wil net vir u baie dankie sê vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. En dankie dat u so 'n wonderlike getroue Vader is. Dankie vir die getuienis van gister wat ek kan deel met die wêreld. Dat daar's niemand soos u nie. Daar's niemand wat so begeerte het vir 'n mens om te lewe soos u nie. U het die mens geskape. In die begin het u die mens geskape om vir ewig te lewe. Ja, Vader, en die sondeval, die sonde het gekom. En die mens moes sterf. Maar as ek dink aan Lazarus, toe u daar buite daai graf staan, het u geween. U het gehuil, Here Jesus. Want dit was nooit u droom, u begeerte dat die mens moet doodgaan nie. Die mens het gekies. En dankie, Vader, dat u geen behaag het in die dood van die goddelose nie. Maar dat hulle moet bekeer en moet lewe. U sê die dief kom net om te steel, te verwoes en te vernietig. Maar u het gekom, sodat ons 'n lewe en 'n lewe van oorvloed kan hê. En mag hulle wat na hierdie podcast luister, na Briltyd kyk, mag hulle ook by 'n plek kom en sê, ek hoor, as ek nie die seën het nie, het ek nie die lewe nie. Ons wil net vandag oor u praat. Die God
wat nie belangstel in ons suksesse nie, maar wat belangstel in ons en wie ons is in Christus Jesus. Dankie Vader. Word verheerlik deur hierdie samekoms in Jesus se naam. Amen. As hy manne, ek het hom nou so na die gelykenis van die talente toe gevat. Daar's baie voorbeelde in die woord van manne wat gefaal het. As dink aan Moses wat 'n man vermoor het en moes vlug. Dink aan Dawid wat oorspel gepleeg het. En selfs Petrus wat die Here Jesus verloon het. En Paulus wat Christene vervolg het en doodgemaak het of laat doodmaak het. En so kan ons aangaan. As baie voorbeelde, maar hierdie een van die gelykenis van die talente het vir my baie sterk deurgekom vanoggend. Dat hier's 'n man wat bang was. Oor wat hy geweet het wie sy baas is en wat sy baas doen. En as gevolg van daai vrees om sy baas te leer te stel, gaan steek hy die talent weg. En ek wil vir jou vra Andrei, as ons kan met jou begin. Ek het so 'n paar goedjies hier so, ek wil net so hier en daar vat en dan kan ons om dit bou. Die boodskap vir vanoggend is, daar is 'n diep rede waarom mans soos mislukking so vrees. Dit gaan nie oor die skaamte of die verleentheid nie. Dit raak ons identiteit. Wie ek is. Andrei, deel met ons so vandag die pressure op 'n man, die druk, die wat gebeur, 'n man wat ek ontmoet het by 'n mannegroep, 'n man wat lief is vir die Here. Kan jy saamstem en het jy iets wat jy wil deel vanoggend uit jou eie lewe uit oor die vrees, ek gaan my gesin erop, ek gaan hulle teleurstel. Ek gaan nie voldoen aan dit wat hulle van my verwag nie. Yes brother, asseblief Andrei, is jy bietjie net so uit jou eie lewe uit, het hierdie ding jou ook beet gekry, want ek glo dis 'n geweldige ding vir ons mans. Ek struggle nogal mee. Ek het 'n paar jaar terug vir Hanna gesê toe ons so deur die land toer, ek veil jou in die kids. Sy sê hoekom? Sy sê ek want ek kan nie vir jou blyplek gee, huis gee nie. Ons swerf rond, toe sê sy my man. Ek sê nogals vir haar, luister mooi. Ek kan nie vir julle 'n veilige plek gee nie. En Hanna sê vir my man, 'n veilige plek is nie waar ek bly en wat ek bly nie. 'n Plek van veiligheid is 'n plek waar daar vrede is en jy bring vrede. Jy bring vrede in die huis. So yes, Andrei, the floor is yours. Okay, dankie vir jy put my nou op die spot hier so. Ja, dit is interessant dat as jy daai gelykenis lees dat soos wat jy sê, die wortel van die probleem is eintlik vrees. En as ek daai stukkie lees dan sien ek ook dat ek sien ook iets van iemand wat nie sy pa geken het nie. Want hy het sy pa opgesom as 'n kwaai man en iemand wat hom gaan grind en uit vrees daarvoor het hy toe die talent gaan begrawe. So gebeur dit nie maar baie ook vandag dat omdat ons nie eintlik weet wie ons hemelse Vader is nie en wie in die liefde wat hy vir ons het. En dat ons ook as gevolg daarvan ons het nie daai verhouding met hom, ons is ook te bang om na hom toe te gaan want die vyand kla ons aan en ons is nie waardig genoeg nie, terwyl die Bybel sê niks kan ons van die liefde van God skei nie en niks kan sy liefde vir ons groter maak nie. Johannes 15:13 sê niemand het groter liefde as dit dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. So ja, dit is met ander woorde jy word eintlik aangekla
deur die vyand en dan dink jy het ook nie 'n waarde nie. En daar's allerlei leuns wat die vyand op jou pad bring en dit is byvoorbeeld jy soos daai ouetjie in die gevangenis, hy het eintlik maar 'n vrees gehad vir verwerping en vir aanvaarding en hy het hom vergelyk dalk met ander mense wat die Bybel ook nie sê ons moet doen nie en hy het ook teruggekyk na sy verlede uh en gedink daar's nie 'n toekoms vir hom nie en sy verlede en sy situasie sy toekoms bepaal terwyl ons moet juis nie 'n eie 'n waarde op ons lewens plaas nie. Ons moet ons lewens sien soos vir die Here ons sien. Dat ons uit sy bloed gekoop is, sy kosbare bloed, sy onverganklike saad en dat jy weet Theo Burger het eendag ook so 'n lesing aangebied oor hoe wonderbaarlik is die mens geskape. Dit is nou die mens. Hy's na God se beeld geskape, maar dis eintlik nog voordat jy wedergebore is. Ek bedoel hy het stukke daar uitgehaal wat gesê het jou are in jou liggaam as jy dit uitpak is dit iets soos 88,000 kilometer. En al die sensors en goed wat in jou liggaam is. Jy's vreeslik wonderbaar geskape dat die vyand eintlik vir jou moet vrees. As hy jou sien. En dan praat ek nou nog nie eens van as daai mens dan wedergebore word en die gees van God kom woon in hom en hy word uit die gees wedergebore. Dan is hy 'n nuwe skepsel en dan ontvang hy al die geestelike seënings van God in Christus Jesus en dan kom al daai goed nog by. En as jy dit so beskou ook dan jy weet dan kan jy nie eintlik dink, dan kan jy eintlik ook nie dink hoe dwaaslik dit is om om te dink jy is minderwaardig of ek praat nou nie van hoogmoed nie, want jy roem eintlik in die Here. Uh dan is daar geen rede daarvoor nie. Om te sê ek is 'n loser of ek is 'n nobody. Hierdie gelykenis sê ook eintlik vir my dat ek wil amper sê hoe belangrik dit is om 'n kans te waag, né, om uit te gaan al dink jy ook miskien jy gaan jou naam weggooi of iets. Uh maar as jy dit doen om die Here te verheerlik, as die Heilige Gees kom, dan verheerlik hy Jesus Christus in jou lewe. En uh dan mens moet eintlik nooit twyfel nie. Jy moet daai kans vat. Ek het eintlik aan myself ook gedink, hoeveel keer het ek al die Here teleurgestel wat ek nie wat daar 'n kans was wat ek nie gevat het nie. En wat die Here eintlik wou hê, selfs vanoggend om vanoggend op die program te kom. Ek het ook amper gedink ek gaan nou maar skiep. Maar ek toe voel ek net die Bybel sê soek die koninkryk eers, sy geregtigheid, al die dinge word bygevoeg want ek het baie verskonings hoekom ek ook nie kan kom nie. En ek wil tyd vir die Here maak. En ja, ja, ek weet nie ek oor my eie lewe is daar baie goed wat ek kan sê, maar ek kan maar net sê toe ek in my krisis gekom het uh met tronkstraf wat oor my gehang het en almal wat vir my gesê het dit gaan nie vir jou werk nie en dit en dat gaan met jou in die gevangenis gebeur en jy gaan jou familie verloor en jy gaan jou gesin verloor en dit gaan net dis net 'n verhaal wat eindig op disaster, stilslag en verwoes en ek het net na die Here gesoek en ek het hom in sy woord gesoek en die ding wat deurgekom het in die woord 2 Kronieke 20:15 tot 17 en Eksodus 14 vers 13 tot 14 en dan staan dit ook in 2 Konings 19 maar die ding wat vir my deurgekom het was jy moet nooit vrees nie. Jy moet die Here vertrou want juis in sulke situasies wanneer jy swak is dan is jy eintlik sterk want dan roem jy in God se sterkte en in sy krag. Want jou God se krag word in jou swakheid volbring.
So ek het 'n keuse gemaak uh om absoluut alles wat met vrees en dood te doen het. Die Bybel sê in Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong. Die wat dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So daai goed wat jy spreek, jy kan kies of jy lewe of dood kies, en ek het lewe gekies, en ek het vreesgedagtes het ek heeltemal afgesny. Selfs as iemand daarvan praat, het ek dit nie eens genoem. Ek wil nie daaraan deelneem nie, want ek wil nie saamstem met iemand op aarde oor 'n vreesding, en dan sê die Bybel as jy dit saamstem, dan is dit in die hemel gebonde. En ek wil eerder ek maak eerder die ander keuse. So ek kan maar net sê, en die Here het wonderwerke in my lewe gedoen, en uh en ek gee hom al die eer, want die situasie was menslik sleg en moeilik, en ook amper so dat jy dat jy kon tou opgooi, dat jy gedink het daar's nie 'n toekoms, en daar gaan niks vir jou weet, as die ouens in die tronk sit, dan sê hulle altyd, as ek uitkom, gaan ek nou dit en dat doen. Want hy stel die ding heeltyd verder in die toekoms, jy weet, as dit en dat. Skuif die wenpaal altyd verder. Terwyl daar was eintlik die situasie waar jy gesê het, nou kies ek die Here. Nou kies ek vrede, nou verwerp ek vrees, en ek vertrou die Here, want ek strek my uit na wat voor lê. Ek kyk nie na wat agter is nie. En die Here gaan jou nie teleurstel nie. Um want as jy dit doen, dan val jy in sy hand en in sy genade, en hy skep goed, en hy verander jou hele situasie. So ek dink vrees is die wortel van baie goed wat die vyand kom om te steel, en wat maak dat ons nie ons roeping in die Here uitlewe, en maak dat ons verhouding met die Here uh heeltemal tot niet gaan, en verswak, en want dis die kanaal waardeur hy werk. Yes. So ek gaan nou maar eers stop. So, Ja, baie dankie brother, wat jy gesê het is 'n groot amen. En jy het 'n ding gesê, weet, daai is die vrees van misluk, om te misluk, of want ek gaan dit nie maak nie, of ek kan dit nie doen nie, en dan gaan ek dit eerder los. En dan na te dink, yes, maar ek kon. Wat as ek daai kans, daai geleentheid gebruik het? En hierdie vrees wil ek terugvat bietjie na ons kinderdae, toe mense, ek wil jou bietjie inbring hierso. Jy weet, ons as mans koppel ons waarde so aan prestasie. Want ons leer van klein af, jy moet die eyster wees, jy moet sterk wees, jy moet wen, jy moet altyd wen, jy moenie huil nie, mag jy huil nie, soos ek sê, cowboys don't cry. So, dit is die rede hoekom 'n man, is goed wat in ons as kinders ingesit word, as jong laities. So, as ons nie voldoen aan hierdie, kan ek sê, standaard nie, en ons val, dan voel ons soos 'n mislukking. En dis nou, het ek gesê, dit gaan oor wie ek is, en nie wat ek doen nie. Jy het 'n geleentheid gehad, of jy die voorreg gehad om in 'n huis groot te word, waar jou pa was streng, jou pa was, maar jou pa het in jou geglo, jou pa het jou ondersteun. Het jou pa sulke hoë verwagtinge op jou geplaas al as kind, om te sê, ek is ingenieur, jy moet ingenieur word. Want ek meen, jy was 'n brandweerman, met alle respek teen my brandweermanne, hulle is eisters, ek hardloop nie in daai geboue in nie. Maar jy wou 'n brandweerman word. Deel gou met ons bietjie wat sou jy sê oor hierdie aangeleentheid van, dit word in ons ingesit as kinders, en dit maak dat vorentoe in ons lewens, ons is 'n mislukking voel as ons nie voldoen aan daai standaarde nie. Ek weet op 'n mannekamp, 'n ou is daar hy was in sy 30, 35, 36, was 'n hele paar jaar terug by Woord en Aksie. En in die klein groepie na 'n sessie, toe breek hy die ou. Hy sê, wel, hy het onder 15-7 heel agter gespeel.
en hulle is voor met 'n punt en die loskakel van die ander span sit 'n up en ander op en hy vang die bal, hy moet net die bal vang en uitskop en hy slaan die bal aan. En die fly-off kom en tel die bal op en gaan skoor en hulle verloor toe. Maar toe hy die bal aanslaan, dit is onder 15C. Die ouetjies almal moet uiteindelik net op skool speel om te geniet. Maar die druk al daar is al so erg dat hoeveel seuns af my gesê oom Vree, coach, ek wil 'n einde maak aan, ek kan nie meer nie. Dis te heavy. En terwyl hy die bal aanslaan, toe hoor hy 'n man, iemand langs die veld skree, jou pateet. En die ou wat skree, jou pateet, was sy pa. En toe hy van die veld af kom en sy maats almal net op is 'n game. Het hom klaar vergewe. Toe sê een van sy maats van Moody op pad gesê, sê vir daai gemors, hy moet huis toe loop, ek ry. Klim in sy groot Mercedes en hy ry. En daai ou stap met 'n massive wond tot in sy 30's, totdat hy sy pa kon vryspreek en vergewe en sê, maar ek is nie 'n pateet nie. Want hy het sy hele lewe geglo hy's 'n pateet. Wat jy gesê het, ander die mag van lewe en dood soos ons tonge. Mense, praat bietjie vir ons uit jou eie lewe uit oor hierdie ding asseblief. Dis vreek. Ek wil ook net sê ek was ook in onder 15C gewees. Ons het die kaas en wyn span genoem. So ek het lekker rugby gespeel, maar ek het baie swak rugby gespeel. Maar dit was lekker. So vreek, ek dink die belangrike ding wat ons hierso, en ek wil so baie aansluit by Andrei want hy het dit so raak gevat. Die vraag wat ons moet onsself moet vra, is nie wie is jy nie, maar wie sin is jy? In Engels klink dit beter, not who you are, but whose you are. En as jy daai vraag kan antwoord, dan change dit alles. Maar dit is baie maklik vir my om dit te sê. Ek het daai tyd gedog dit is hoe dit werk, jy weet, toe ek groot geword het. Almal het 'n pa. Jy weet, almal het 'n pa wat lief is vir hulle. Jy weet, ek het 'n streng pa. Ek het nog ordentlik raas gekry in my 30's. Ek het eendag 'n stel trappe ontwerp wat gevaarlik was. En my pa het eintlik gesê, as jy dit nie change nie, gaan ek jou 'n pak slaag gee. Jy weet, dit is op 30. Ek som nog kon gevat het op daai stadium, jy weet. Maar die punt is dat as jy groot word met 'n pa wat vir jou lief is bo enigiets anderste. Weet. Kan jy imagine hierdie? Vreek, jou laaitie stel jou te leer, hy doen iets stupids. Ek weet nie wat my laaitie kry dit nogal goed reg om so nou en dan iets lekker stupids te doen. Maar dit verander nie hoe lief ek vir hom is nie. Weet, ek is nie happy met hom nie, maar dit het geen invloed in my liefde vir hom nie. Ek is 'n menslike pa. Dis 'n baie maklike ding om, ek kan gou vir jou die twee goeders connect hierso, Vreek. Weet, Andrei het nou gepraat van die vrug. Weet, mense lyk altyd so rustig en kalm. Dis my natuur, maar waar alles oukei is. Maar een ding weet ek verseker, daar's 'n paar dinge daar's twee dinge wat mense verseker gaan doen. Hy gaan faal en hy gaan teleurstel. Elke nou en dan faal ek en stel ek teleur. Maar ou moet oor dit kan kom. Jy kan nie daar vashak nie en sê ek is 'n failure nie. Jy's nie 'n failure nie, want dit kom terug na daai vraag toe van wie sin is jy? Onthou, ek het twee vanne. Ek is Menzo Strauss, kind van God. Weet. Dis my identity. Nie wie ek is nie, wie sin ek is. En as jy dit rustig aanvaar, dan maak nie saak dat jy faal nie. Dis okay. Get over it. Maak heel wat jy kan en beweeg vorentoe. Die belangrike ding is kry jou instruksies by die Here, weet. Wees rustig en gehoorsaam. Want dan gaan jy minder faal en jy gaan minder seer maak. Weet. En jy het vroeër gevra wat maak die welpie uitstaan? Ek neem aan dit is nou 'n gesprek vir 'n ander dag, maar dit is eintlik so in hierdie gesels. Weet. Moenie by daai failure, daar waar jy getrip het. Weet, ons het al voorheen gepraat oor die rugby game. Weet, die ander ou tackle jou dat jy weet wat ons roasties. Weet, dat die roastie op jou sit en dit is vol sand en die bloedjies kom so deur. Jy kan op die grond lê en huil en 'n tantrum gooi as jy wil, of jy kan opstaan en terugklim in die game. Weet.
En as jy lus is daarvoor, kan jy daai ou later weer tackle. Maar as jy daar op die grond lê en huil, is die game vir jou oor. Weet. Maar weet, jy gaan fail. Weet, jy gaan teleurstel. Ja, moet nooit vrees nie. Weet. Ek wonder by myself, ek het nou 2 goeters gesê. Ek wonder of dit moontlik is om nie te vrees nie, André. Maar ek weet, hoe minder vrees jy, hoe makliker beweeg jy. En dan het jy ander ding gesê, Freek, jy sê, God is 'n besigheidsman. Ek wil nog daai in 'n bietjie explore. Ek weet nie heeltemal, ek dink God is eintlik in die groei en oorvloed game, nie die business game nie. Maar ons gaan 'n ander dag daaroor gesels. Ek dink die groei en dit is sy besigheid. Dis ek was altyd sy op die transformasie praat oor sy besigheid. Hy soek groei, hy soek dividende, hy soek rente. En Johannes 15 sê hy's 'n boer. Ja. Hy soek vrug. So jy het nou gesê daai ding van ek vrees ek gaan fail. En ja, ons almal val. Hoe val jy baie keer val ou in jou net in jou gesindheid en dit kom alles terug na daai ding toe van as man. Jy weet, dit het my 31 jaar gevat om uit te vind wat is 'n man nou regtig? Wat is hierdie wese, kan ek sê ding met alle respek. Wat is 'n man? Is 'n man nou iemand wat kan hard syp, kan hard slaan, kan hoereer, baie geld maak, kan wheel and deal, op die groot stadium speel, die hardste bench in die gym, of die swaarste, is dit 'n man? Jy weet, en dit het my 31 jaar gevat om uit te vind, ja, dit was my geboortereg om manlik te wees, maar om 'n man te word, is 'n keuse wat ek moes maak. En daai plek te vind van, soos jy sê, ja, ek gaan foute maak, ek gaan teleurstel, maar ek gaan nie lê nie. Die woord sê, ek kan 7 keer val, maar God gaan my elke keer optel. Ek het 'n mooi storie gehoor van 'n ou wat sirkus toe gaan. En hy sê, hierdie trapeze artists, jy weet hulle wat so swing met die toue, en hy sê, en hy sit daar en verkyk om aan hierdie mense, hulle is so goed, hulle is briljant. En na die tyd gaan hy na die een auto, hy sê vir hom, ek wil jou net applaus, dit was skitterend, dit was so mooi, en julle oefen seker vir baie hard, en die ou sê, ja meneer, ons oefen hard, hy sê, want julle val nie, en die ou lag, hy sê, nee meneer, ons val, maar ons weet daar's 'n net, en as ons val, weet ons, die net sal ons beskerm, ons is veilig, maar ons laat die val deel van die show lyk. En net daar sê Heilige Gees vir hom, die net in die tent, in die sirkus tent, dis presies wat die bloed van Jesus is. Sy bloed reinig, sy bloed is daar vir ons, sy bloed het die oorwinning, ons is duur gekoop deur sy bloed. So as ons val, hy sê, jy kan opstaan. Jy kan opstaan. En laat dit dan nou maar, ek vind sê, ja, ons moet lewe vir 'n audience van 1. So, laat dit dan lyk of 'n deel van die show is. As jy vir mams iets sê en jy weet jy het seer gemaak met jou woorde nou, so gou as wat jy kan. So gou as wat, wees haastig om dit te gaan regstel. Want die druk op ons as mans, en dit wat ek ook wil nou praat oor Johan, en ek wil jou graag inbring, daai ding van 'n man is iemand wat verantwoordelik raak. Hy vat verantwoordelikheid. Selfs as hy 'n fout gemaak het. Hy kan jammer sê. 'n Man kan jammer sê. 'n Man is nie iemand wat nie jammer sê nie. 'n Ware man, 'n ware madotta is iemand wat kan jammer sê. Sorry, ek het 'n fout gemaak. Ek is jammer. Johan, jy werk ook met baie besighede. Jy werk baie met baie besigheidsmanne. Jy werk met in die koöperatiewe wêreld. En jy sien tog die gevaar daar van jy moet perform, jy moet produksie lewer. Dit is die hele tyd presteer. En as ek dit aan van voldoen nie, ek meen ons het gehoor en weet van mense wat alles sal doen.
net om sukses te behaal. Hulle of dit nou by die baas slaap of wie is, verstaan, dit is 'n absolute siek storie en ek het geleer in hierdie jare dat God hou nie van hierdie performance ding nie. Jesus het op die kruis gaan perform. Jy hoef nie te perform nie. Soos mense gesê het, jy moet net weet wie jy is in hom. En daar wil ek net weet, ek is sy seun. En as God sê ek is sy seun, soos mense sê, kyk hier mense, 4 laities. Glo vir my. Die een wil die ander een impress met om papa te ontstel of papa aggressief te kry. So vir alle tweeling is dit ministry op sy eie. Johan, val jy vir ons bietjie in nie. Daai druk op aan die koöperatiewe wêreld van kleins af, jy moet presteer, jy moet suksesvol wees en jy maak nie saak wie of wat ten koste van ander. Jy moet dit net maak en jy moet dit groot maak. Ja, dankie Freka. Dit is verseker een van die grootste drukpunte in ons samelewing vandag. Maar voor ek daar kom, voor ek by die moderne wêreld kom, wil ek dit terugvat in die tyd van een van die beste voorbeelde wat Vader vir ons gelos het in sy woord. En dit is Daniël. Jy weet, Daniël was 80 jaar oud. Toe hy al in sy 3de adviserende hoedanigheid gestaan van konings wat hy dan bygestaan het. En Daniël is seker vir my een van die most amazing voorbeelde van absolute leierskap. 'n Sakeman, inverted commas, quote unquote, soos hulle sê. 'n Sakeman in God se koninkryk, want hy het gestaan op die beginsels, op die woord, en soos wat jy gesê het, wie is ek? En wie is my hero? Wie's my baas? Wie's my aandeelhouer in my besigheid? En dis Jesus Christus in sy lewe. God die Vader was sy alles gewees. En maak nie saak hoe die konings gehoeha het nie, hy het op sy beginsels gestaan en hy het hulle geadviseer binne daardie kennis. In die Engelse woord, die Amplified Bible sê dit so pragtig en ek leef daai woorde en ek het my seuns geleer wat dit beteken om daai woord te leef. A spirit of excellence. A spirit of excellence. As jy leef om wat jy doen in die wêreld van werk, of jy vir jouself werk en of jy 'n employee is van 'n employer, jy leef daar die beginsel, gaan jy alles doen wat jy doen asof jy dit vir hom wat God is, jou aandeelhouer, gaan jy dit doen. En daai voorbeeld kan ons deurtrek, maar ek wil ook terugkom na beide wat Andre gesê het, en mense vrees, daai vrees om te faal, maak nie saak wat hoedanigheid jy nou gaan staan, of jy vir 'n adviserende hoedanigheid is, en of jy 'n werknemer is, en jy het altyd een of ander vorm van advies wat jy moet gee in die baan. En maak jy daar fout, kan jy erken dat jy het fout gemaak. Weet jy, ek sê net, 'n ou wat weghardloop van sy foute en hy smeer dit toe met 'n leenagtige verdraaiing van die waarheid, word uitgevind, want die Here se woord is 'n beginselwoord wat sê, dit wat in die lig gebeur sal in duisternis uitgeblaker word, on the rooftops. En dit wat jy toesmeer, gaan God weens sy goddelike beginsels, sy fondasie van sy troon is reg en geregtigheid. Hy sê, dit is die beginsel. Reg en geregtigheid sal seëvier. So smeer jy toe, gaan die waarheid jou vind. En dan gaan jy jou respek verloor. Ek sien dit met mense met wie ons werk, ouens probeer die waarheid verdraai, hy word uitgevang, and you will never regain that trust. Nou die druk op die jong mense, ek wil graag praat vir 'n oomblik oor die jong mense. Jong mense is vir my verskriklik swaar op my hart. Die druk om te presteer is so groot. En ons sit in 'n era waar ons noem dit instant gratification, onmiddellike versadiging van daai behoefte. Jy weet, ek wil nou daai mooi motor ry, ek wil nou hierdie groot huis hê. Dan is dit 'n kwessie van maak skuld en ons wil net hê wat ons wil hê. So wanneer jy as 'n jong mens in hierdie pad begin stap van waarheen met my lewe, want ek wil ook graag daarbo wees. Wanneer daar is 'n ding soos wag, die Here sê hy wat glo sal nie haastig wees nie. Moenie die vrug ryk druk nie.
Daar is 'n ding soos leer. Kom deur die skool van leer. Die University of Life is the one that teaches you how to lead. Ons praat van hoe maak jy 'n klein welpie die groot leeu. En ek gaan dit weer terugvat na Daniël toe. Wat het Daniël gedoen? Toe hy hierdie geweldige groot druk op hom het dat 'n magdom van mense hulle lewens gaan verloor omdat hulle die koning se droom nie kon uitlei nie. Hy het hom afgesonder vir God die Vader. Hy het vir hom gesmeek, hy het gaan vas en gaan bid. En in vandag se moderne era, jy weet, dis amper half en half in ons lewe van, jy weet, as jy nou God se woord inbring en ek het gebid oor 'n saak, dan is dit amper so half 'n frons om te sê, "Jy, waarmee is jy nou eintlik besig?" Kan ek vir julle manne sê, ek sal trots wees om te kan staan en sê, my God het vir my gesê, dis die weg. Net in hierdie week, en hoeveel keer, Jesaja 30, en jy sal 'n stem agter jou hoor, wat sê, dit is die weg, as jy links of as jy regs wil gaan. Jong manne, raadpleeg die Here oor jou weg, en hy gaan dit vir jou gelyk maak, want hy sê, my woord is 'n lig op jou pad en 'n lamp vir jou voet. En daai druk wat die jong mense onder is, om te presteer en om bo te kom, weet jy, in die kleinste dingetjies, wees getrou. Want as jy in die gering getrou is, gaan jy nie groot aangestel word. Ons leef in hierdie tyd, soos ek nou gesê het, instant gratification. Die ouens dink as hy nou sy kwalifikasies gekry het, sy diploma of graad, nou moet hy onmiddellik hierso skuif, dan wil hy nou in die leierskapsposisie wees. Nee. Vat dit trappie vir trappie. Maak by mekaar soveel moontlik insig, wysheid, kennis. Maak jou kennis by mekaar deur ondervinding. En jy gaan sien, die Here gaan vir jou. Psalm 16, my meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Hoekom sê Dawid dit? Hy het God gewag, hy het God geraadpleeg, man. En ons het 'n preek jy nou genoem ou Dawid. Ek meen, hy is die man wat die 4 grootste oortredinge begaan het, en ek hoef dit dan eers te noem nie. Daai man, jy man, hy moes 'n tulband hy is die Taliban, hy moes uit sy kop toegemaak het, met sy oë ingesluit, omdat hy so skaam eintlik voor God moes wees oor wat hy aangevang het. But he remained to be a beloved of Christ. En God het na hom verwys. Jesus het na Dawid verwys. Hoekom? Ons almal maak foute. Ons almal faal. Ons val. Die regverdige val 7 keer, soos wat jy gesê het, en hy staan elke keer op. Waarom? Rig jou oë op Jesus Christus en raadpleeg hom. Hy sê, soek my, raadpleeg my. Jeremia 33:3, een van die kosbaarste woorde in my lewe. Jy weet, hy sê, smeek vir my, en ek sal in jou openbaar groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet. In jou jong mens lewe, as jy nie weet wat om te doen, watter antwoord om te gee in jou werk, of in jou huis, of in jou, maak nie saak watter omstandighede nie. As jy die Here gaan vra, gaan hy vir jou sê, hoor hierso, dit is die weg, wandel daarop. En daai druk wat ons op ons kinders plaas, vaders, die kinders, die seuns, die dogters wat vaders het in hulle huise, is 'n bevoorregte kind as hy 'n vader is wat God dien. Maar ek wil ook vir die jong mense sê, en vir die manne sê, wat nie vaders het nie. Ons God die Vader is jou Vader, my maat. Hy sê daar in die woord, hy sê, en ek het my en jou verloof, tot in ewigheid in reg en geregtigheid en in trou, vir ewig. Jy is sy bruid, maar hy is ook jou man. Hy sê, ek is jou man. En wanneer jy staan in 'n toestand van verleentheid, in 'n toestand van verslaandheid, en jy weet nie wat ek kan doen nie, dan gaan jy na jou man toe, en hy sal jou nie in die steek laat nie. Dis waar. Sjoe, dankie Johan. Die wêreld sê, vra dit nou Johan, hulle vra dit, wat het jy bereik? En God vra, wie word jy? Wat het jy geword? Atman, jy is 'n man wat, ek wil jou net loslaat. Ek wil nie eens vir jou vra om woordsmoes of so. Ek wil jou net loslaat, want van die begin af waaroor ek gepraat het, jy was daar. Jy weet die vrees van die mense binne in die tronke. Ja, baie het seker nou al vrede gemaak daarmee en sê, ek is gebore om in die tronk te wees, in en uit soos popcorn. Die wêreld sou vandag ook vra, wat het Atman bereik?
Ek kan wel vir hulle sê hy het al heel wat bereik, maar wie Atman geword het, is die groot saak. Die getuienis. So ek wil jou net loslaat en sê deel net jou hart. Goeiemôre almal en goeiemôre ook vir ons luisteraars, ook vir die wat later sal inskakel en na die potgooi luister. Ek het eintlik 'n wonderlike ervaring gehad, coach, hierdie Saterdag wat verby is, want ek was toe vir na lang tyd weer genooi. Jy weet mos maar ons was maar altyd genooi deur die polisie vir hulle imbizos en goeters en dit het op 'n kol maar stil geraak en toe het hulle nou verlede week weer vir my genooi, maar ek het stil gesit toe hulle kom en vir hulle gesê, kyk ek het twee dinge wat julle nie van my gaan verwag nie. Nommer 1, julle attitude is altyd, ons moet met die gangsters kom praat. Nommer 1, ek doen dit nie, want ek sien nie 'n gangster wanneer ek met mense gaan praat nie. En nommer 2 is, ek is ook 'n motiveringsspreker, dan moet julle maar ook iemand anders kry. Ek gaan kom, as ek praat, gaan ek maar net die waarheid kom praat, en as julle fyn is met dit, dan is ek daar. En ek is toe Saterdagoggend op, en Saterdagoggend struggle ek nou, vra Vader, wat op aarde gaan ek nou vir hierdie mense sê, want die hoë koppe van die polisie, die counselors, almal gaan nou daar wees, en almal soek hoop met die mense wat so doodgeskiet word hier rondom ons, en het gaan maar woes. En ek kry my tronkdagboek. En ek maak my tronkdagboek oop. Dit was Saterdag die 25ste en dit sluit nou so pragtig aan by ons boodskap van vandag, want die 25ste Oktober 2009, toe ek nog aan die kant van Buffeljagsrivier binne in die gevangenis in. Baie teleurgesteld, want die Vrydag, dit was toe nou, die 25ste was op 'n Sondag. Die Vrydag was ek baie teleurgesteld, omdat ek het hierdie paroolraad gesien wat ek eintlik verwag het nie, want ek wou uit, dit was al verby my tyd, ek was eintlik onskuldig daar, so was maar nie 'n lekker naweekie, en die manne vergader toe. Mense, die manne in die tronk ook vergadering, kerkraadsvergadering, en die manne, hulle het nou die NG predikant, hulle toe betrap eendag toe hy nou klaar die programme met ons gedoen het, en hy gaan uit, toe hy nou 'n skyf geroek seker of iets, en die man in die vergadering is nou stryd met ons, hoor jy, die man kom preekie weer vir ons, en ons moet nou 'n besluit neem. En ek sê, manne, neem. Laat die man kom. Min weet ek, die man kom in, en hy bring vir my hoop uit daar. Onthou, ek weet nog, ek gaan huis toe nie. Paroolraad het nie gekom nie. Dis nou Sondag. As hulle ooit kom, as dit nou maar nou weer Maandag. Die man stap in, die Sondagmôre, en hy bedien die boodskap van waar die verkenners uitgestuur is deur Moses na die beloofde land toe, en hoe hulle teruggekom het met die negatiewe boodskap. Maar die ding wat my toe die dag tref, en wat ek saam met my kon vat, is toe hy sê, die storie van Caleb en Joshua, en hy sê die ding, hy sê, maar Caleb het 'n anderster gesindheid gehad. En ek is toe die maandagoggend, hoor ek, nee, die mense is weer hierso. En die eerste naam wat hulle roep is toe my naam, en hier gaan ek in. En terwyl ek haar kom sit, sien ek, die mense is woelerates, en die bly, hulle bly, en hulle bly, en hulle bly. En die vrou kyk op, en sy sê vir hy man, die man moet huis toe gaan so vroeg as môre,
anders te gaan ons in groot moeilikheid kom. Toe daai vrou, daai woorde sê, môre, onthou, ek was excited, ek het gebid, ek het gevas, ek wil huis toe gaan. Maar toe sy sê, môre, toe preek die duiwels nou vir my, soos hulle met die slegte nuus van die beloofde land afgekom het, van die reëse en die goeters. En wie julle, dit is hoekom ek so dankbaar was, dat ek ingestem het, die man moet vir ons kom preek. Ons is weer in so 'n geval hierdie naweek. Die mense is gekant teen om Angus kom Kaap toe. Hulle het baie te sê oor om Angus en klomp goed, negatiewe goed in die koerante. Die man moet kom. Die man moet kom. En weet julle, daai ding van vrees. Hierdie man van God, wat die Here so diep uitgehaal het. Ek het in sy woord gebly, vas in gebed in die gevangenis, maar toe hoor ek moet uitgaan, toe pak hy vrees my beet. Want ek het geweet, ek is gered, ek is verlos, maar die manne, die buitekant, my vriende, almal, hulle is nie weg nie, hulle is nog daar. Al die dinge waarmee ek besig was, is nog altyd daar. Maar die woord van die man, hy het daar gebring het, meneer van die Westhuis, en ek sal het nooit vergeet nie. Hy het gesê, Caleb het 'n innerster gesindheid gehad, en ek het uitgekom met die gesindheid van 'n Caleb. So iemand wat nou luister vandag, kyk, jy kom miskien nou nie uit die tronk uit nie, maar daar is soveel goed wat ons as manne vrees. Jy bang om huis toe te kom. Jy het jou werk verloor, nou jy bang om huis toe te kom. Nou gaan party, jy met jou vriende, jy vererger eerder die boodskap, die hele situasie. Kom huis toe. Los die vrees. Ek is besig nou, coach weet dat ek oor ons program wat ons het, en ek het spesiaal 'n ding geskryf nou vir die gevangenes. En ek het gefokus op die emosies van die gevangene. Want die ou in die tronk, hy het nie dieselfde emosies wat ons het. Ons is happy, sad, bietjie dit en bietjie die. Die man, sy eerste ding wat hy moet erken, vrees, anxiety, guilt, al die type emosies het die man wat in die gevangenis is. En ek het ook 'n praktiese ding wat ek nou vir hulle gemaak het, waar ek 'n kites eintlik maak met al die negatiewe emosies. En dan sit ons die mannetjie aan binnekant, en dan gaan ons nou vir hulle leer hoe om hy mannetjie uit die emotional kites uit te haal, as hy hulle dingetjie op sy eie oefening wat ek vir hulle het. Maar wat ek wil sê is, manne vrees. Selfs die geharde manne, wie se name ek nog nie wil vandag noem nie, met wie ek in die gevangenis was. Saans, as die ligte afgegaan het, dan was ek toegelaat om agter hulle gordyne te kom. Wanneer hulle trane loop en wanneer daar 'n nood is, om vir hulle te kom bid of vir hulle te kom bemoedig. Daai gesig wat hulle deur die dag opsit, is weg, en ek sien die trane. Elke man het emosies en ons het gevoelens, en dit is tyd dat ons as manne regtig moet sê, hoorie, ek kan dit nie op my eie doen nie. Daar is iemand en sy naam is Jesus. Ek los julle met die laaste woord wat ek hier vanoggend gekry het, en dit is Kolossense 1 van 15 tot 20. Dit sê so mooi, die seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Hy is die eerste van die hele skepping, omdat God alles deur hom geskep het, ja, alles in die hemel en op die aarde, die dinge wat gesien kan word en die dinge wat nie gesien kan word nie, of dit nou konings of heersers, regeerders of maghebbers is, alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy was daar voor alles, en in hom word alles saamgebind.
Hy is die hoof van die kerk, sy liggaam. Die seun is die begin. Hy is die eerste wat uit die dood opgestaan het, sodat hy inderdaad eerste in alle dinge is. God het dit goed gedink om met sy volle goddelikheid in die seun te woon en om deur hom alles met hom self te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy vrede gemaak. Ja, deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Daai versoening met die Here Jesus Christus, wat hiervan gepraat word, wat by die kruis gebeur en waarvoor hy sy bloed gestort het, dit is die enigste oorwinning vir enige vorm van vrees. Daar waar ons vrees, daar waar ons bang raak, weet net, Jesus Christus is die enigste hoop en die enigste redding en die enigste een op wie ons kan vertrou. Ja, manne raak bang. En soos ek hier ken het man net bang geraak. Het man het die reëse gesien. Maar dankie vir Jesus. Hy het hierdie selfde reëse wat hy gesien het hy oorwin. Net so my broer, as jy nou luister, ek weet nie wat is die berge wat jy sien voor jou nie. Ek weet nie wat is hy ding wat vir jou lyk. Ek sal dit nooit kan oorkom of kan baas raak nie. Daar is hoop in Christus Jesus. Dankie manne, dankie mense. Ekskuus, ek wil net ietsie bysit hierso. Ja, Atman, daai ding van hoe eet mense olifant? Stukkie vir stukkie, nee. Jy vat daai vrees so stukkie vir stukkie aan. Breek hom in klein deeltjies op en sort hom uit. Wat ek nou wou sê, Freek, is ek dink baie van die challenges kom by ons as ouers of ons as paas, waar jy jou seun net sê jy's trots op hom as hy goed doen. Maar jy moet die vermoë ontwikkel en ek het hierso neergeskryf pappa en toe sit ek in hakkies daar mense want ek praat met myself. Ek en my seun werk saam en dit is natuurlik massiewe vreugde vir my, maar ook 'n massiewe challenge. Weet ek en hy stamp koppe, jy weet 'n laaitjie van 23 hou van kopstamp. Ek moet leer om hom te sê dat ek trots is op hom, al gaan dinge partykeer nog nie so lekker nie. Jy weet, dat my liefde nie afhanklik is, my liefde vir hom nie lyk asof dit afhanklik is net van sy sukses nie, maar dit ook inkom waar as hy 'n foutjie maak. Weet, onthou, dis ons job as paas om ons seuns te leer om risiko's te vat, om kansse te vat en sê daai net is daar. Weet, net soos Freek gesê het, die bloed van Jesus is ons net. En dis die amazing ding van Papa Vader. Hy is lief vir ons ten spyte van ons vrese, failures en suksesse. Dit maak min verskil, dink ek. Amen. Dankie mense. Jeswan. Ja, ek wil daar met mense saamstem dat jy moet en Eltman, jy het dit ook gesê, ek wil dit opnoem, ons moet vrees binne God se raamwerk bestuur. En hoe bestuur jy vrees? Ek, so wat julle nou al weet, ek en Joan bestuur ons eie consulting maatskappy en nog vir die laaste 27 jaar vandat ons dit het God op grond van 'n woord en 'n belofte het hy nog altyd sy woord waargemaak. Sy woord waargemaak ten opsigte van wysheid, insig, kennis, maar voorsiening. Ek meen ons leef in Suid-Afrika, dinge hier is 'n uitdaging vir ons kleiner consulting of sakemanne of mense wat vir hulle self werk met al die wette en die goeie soos wat julle dit weet. En vrees is 'n ding wat so natuurlik is. Ek meen, dit is nie 'n ding wat net op sekere mense van toepassing is nie. Dit is nie op 'n sekere kultuur van toepassing nie. Vrees is op elke mens van toepassing van die begin van tyd af. Want ek is seker toe Adam en Eva uit die wonderlike beskerming en beskutting van die Allerhoogste uit die pragtige plek uitgejaag is weens die sonde, het vrees hulle beetgepak vir die eerste keer. Want onmiddellik was hulle onder die beskerming en die mantel van die teenwoordigheid van God uitgelaat.
Wat is daardie prosesstap om vrees te counter? 'n Belofte, God se woord. As jy in 'n situasie is waaroor jy dan vrees en jy begin in jou eerste stap, naamlik, Vader God, wat sê U vir my oor hierdie saak? Waar staan ek ten opsigte van hierdie saak? En as jy daai woord oopmaak en hy gee vir jou belofte en hy sê vir jou die olie in die kruik sal nie opraak nie. Hy sê vir jou die lewering van hout na die behoefte van elke dag, dis bevestig. En so kan ek aangaan oor woorde, oor jare beloftes wat hy gegee het ten opsigte van ons voorsiening byvoorbeeld. As vrees jou beetpak, wat doen ek? Gaan terug na die woord toe. Daar staan geskrywe. En dis hoekom ek dit skryf. Ons skryf, as ek 'n saak het, skryf ek hom neer en ek pen die woord aan die hand van daardie saak. Want dan kan ek teruggaan. En as die vyand my aanval met vrees, dan sê jy, daar staan geskrywe. En dit wat Jesus gesê het toe hy in die woestyn was, daar staan geskrywe. Want ek wil vir julle sê, boys, as ons staan op God se woord en sê, daar staan geskrywe, beteken dit twee goede. Jy's in die woord en jy is soos volgens 2 Petrus hoofstuk 1 waar hy sê, gebruik hy die Engelse woord, hy sê, with your diligence, seize every opportunity to grow your faith, and with that, add and develop your virtues. En die Amplified Bible verwys hy ook na virtues, deel daarvan, the spirit of excellence and Christian energy. Nou gaan unpack bietjie daai goed, ons kan dit op 'n ander dag doen. Dan sê dit vir jou, dit is waarmee jy as man van God moet besig wees, the spirit of excellence en daai geestelike, Christelike energie. Vader het vir jou energie gegee en waar kom daai energie vandaan? Die bron. En wie is die bron? Nie die kliënt of nie jou werkgewer nie. Christus Jesus is ons en God die Vader, die Heilige Gees, die enige God is ons bron. Amen. So wanneer vrees jou pak, gaan nie jy na jou bron toe en jy tap uit daardie en so oorwin jy. En nou kan dit aangesluit word by wat en hoe hanteer jy die opdrag ten opsigte van die wapenrusting van God. Trek dit aan. Daar's baie detail daaroor van die dag se gesprek, maar bemagtig jouself met dit wat jy bedink, met die woord wat die woord wat die swaard is en jou skild wat jou geloof. So, daai vrees het geen plek in ons lewe nie, manne. Vrees het geen plek in ons lewe nie, net soos die vyand geen plek en geen fondasie in ons lewe het nie. You give him no real estate. Ja, is waar my brother. Hulle het 'n oom op sy sterfbed gevra, hoe ouderdom, wat kan jy van ons van jou lewe vertel, wat jy gelewe het op aarde, toe sê hy, 98 plus wat persent van die goed wat ek gevrees het, het nooit met my gebeur nie. So, God se volmaakte liefde verdryf alle vrees. En Anthony, ek wou vir jou iets vra, maar ek gaan jou ook net loslaat vanoggend. Jou hand was op, Anthony. Nee, dankie boeta. As julle die radio agter hoor, ek sit hom sag dat ek praat. Ek wil net 'n persoonlike getuienis deel. So dis bietjie persoonlik, ek het dit nog nooit regtig gedeel nie, so vergewe my. Soos julle sprekers, soos jy weet, ek het sonder 'n pa groot geword en ek het altyd God geassosieer met my pa. My pa wou my nie gehad het nie. Ek was gesê as 'n babietjie dat my pa my nie wou gehad het. So toe ek in die kinderhuis opeindig by die ouderdom van 7 was ek 'n oorpresteerder. Ek het altyd oorpresteer in my ouderdomsgroep. Ek het altyd teen ouer kinders het ek gekompeteer omdat ek oorpresteer het in my ouderdomsgroep. En op die ouderdom van 13 gebeur daar iets met my in die kinderhuis wat vrees my lewe oorgeneem het. Completely. Daar was 'n ouetjie met wie ek die hele tyd gebots het. Hy was so 2 jaar ouer as ek gewees en ek het hom uitgedaag om met hom agter die houtwerkklas te gaan ons saak uitsort.
En ja, ons was op pad na die ding toe om nou ons storie te gaan uitsorg daar agter die houtwerkklas. Ons het nie die houtwerkklas in die kinderhuis nie, maar gebruik nou maar daai terme want dis wat ons verstaan vir ons seuns gaan mekaar gaan uitsorg daar agter die houtwerkklas. En die ouetjie het omgedraai en het my onverwags gevang en hy het my op my lip gevang. En dit was 'n slegte sny op my lip. Ek moes gaan vir steke. En dit was net so voor die vakansie gewees. En daar was niks wat ek omtrent kon doen nie. Jy weet, die fight was oor voor hy begin het, want die ouetjie het my geliberty van die kant af en hy het my op my lip geslaan. Dit was 'n baie slegte sny gewees. Jy weet, ek was okay gewees, maar in my hart het daar iets gebeur. Jy weet, omdat ek myself kon verdedig het daarso nie en omdat ek nie regtig die support van 'n pa gehad het, wil ek dit ook sê, ek wil dit ook bydruk. Jy weet, ek ry vakansie die hele vakansie rondgeloop met hierdie groot dik lip met steke op my lip en ek het myself die hele tyd gesê, weet jy wat, as ek die vakansie verby is, gaan ek terug en ek gaan my saak gaan staan daarso. Want ek het weet in my hart het ek geweet ek is sterker as die ouetjie, ek gaan hom uitsorg. Die ouetjie was baie bombasties, hy het baie kinders sleg behandel, spesiaal hy was 'n boelie gewees, jy weet, dis wie hy was. Nietemin toe ek terugkom na die vakansie, toe is dit nou obviously nou 'n hele paar weke na die tyd, maar I want to use the English word, the ridicule and the shame that I carried, that I could see in the other children's eyes, ek het vrees in my lewe toegelaat en dit het my oorweldig. Ek het van daai oomblik af, dit was 'n definierende punt in my lewe en van daai oomblik af het ek opgehou glo in myself in terme van my abilities en wat ek kan doen. En boop dit was dan nou die shame wat saam met dit gekom het as gevolg van ek wat nie myself verdedig het nie. En ek het stadig maar seker dat ek minder probeer, ek het minder geglo in myself en jy weet, op die ouderdom van 13 is jy 'n jong tiener, so jy weet, dis wanneer jy jou identiteit is as klein as 'n seun en as 'n man skep, jy weet, dis wanneer jy vind wie jy in die wêreld is en omdat ek ook nie die pa gehad het, jy weet, soos mense vroeër gesê het, is even nou jy val, jou kind maak 'n fout, jy support hom, maar ek het nie gehad het nie, het die duiwel gekom en hy het hierdie vrees in my lewe so groot gemaak dat dit my oorweldig het, dat ek nie instead of fight, I chose flight. Ek het daar weggehardloop van die meeste van my probleme af. As kind, jy weet, na weermag, ek het nie huis gehad om na toe te gaan nie. Ek het plaas van om op te staan en vir myself te fight, het ek op straat opgeëindig. Dit was makliker vir my om myself te vereenselwig met die ouens wat dwelms gebruik en die ouens wat skelms is, as wat dit was vir my om die integriteit wat ek binne in my hart gehad het, te geweet het om dit toe te pas, was dit makliker om vrees te laat oorweldig. En dit het met my hele lewe deurgegaan tot en met ek my hart vir die Here gegee het. En ewen toe ek my hart vir die Here gegee, 19 jaar terug, en die Here moes, as gevolg van my harde lewe, moes die Here die omstandighede in my lewe so skep dat toe hy beweeg het, ek nie ander keuses om te erken as God nie, want ek moet weer sê, flikker as baie aande wat ek gebid het vir die Here gevra het om omstandighede te verander en hy selfe aand word ek gemolesteer deur 'n ouer kind in die kinderhuis, jy weet. So vrees was so groot gedeelte van my lewe dat dit my lewe oorweldig het. Dit het letterlik my verlam en my potensiaal gesteel van wie ek kon wees. Jy weet, en dan boop dit kom die duiwel en sê, sien jy's 'n failure man. Jy gaan dit nie maak nie man. Kyk wat het jy met jou lewe gemaak. Jy gaan nêrens opeindig, jy gaan niks opeindig nie. En ewen nadat ek die Here geleer ken het, toe die Here vir my sê, Anthony, as jy vir my luister en jy doen wat ek vir jou sê, stap ek uit die lewe uit saam met jou. Het ek dit nie geglo nie, want my hele lewe het net bestaan uit failure en verwerping en seer, dat ek
nie God geglo het nie. I did not believe that the fact that God could walk with me out of this life, because this is the only life that I know. I didn't know anything else. You know, ek het niks anders te geken nie. So ek weet nie hoe lyk 'n ander lewe. Hoe lyk dit vreesloos en hoe lyk dit saam met God nie. Ek het nie God geglo nie. Gelukkig was ek getrou en het ek toegelaat dat die woord van God my verander. Ek het die melk gedrink wat die Here vir my gegee het. Ek het getrou gedoen wat God vir my gesê het, nie altyd nie. Partykeer het ek weggehardloop en dan moet die Here my omstandighede weer gebruik om my weer terug te bring in 'n liefdevolle manier. Om te sê, hoor hierso, waar is jy? Wat maak jy nou? Hoekom hardloop jy vir my weg? Jy weet. En ek het besef en ek dis nou onlangs 'n getuienis wat nou onlangs met my gebeur het. En die Here het my omstandighede so aangeraak dat ek naderhand uit frustrasie uit vir hom begin skree het, maar God, waar is jy? Hoekom doen jy hierdie dinge? Is jy hierdie harte God? Hoekom laat jy toe dat hierdie goed met my gebeur? Waar is jy? Jy voorsien my, voorsien krummels. Dis nie die God wat ek geleer ken het nie, dis nie die God wat ek kan glo nie. In my hart glo ek dat hy hierdie liefdevolle God is, maar kyk hierdie swaar lewe wat hy vir my gee, Here. Jy weet, die een ding wat ek vir jy gevra het toe ek hier ontmoet het 19 jaar terug is Here, is soos Atman die ander dag in sy getuienis gesê het, is Here, help my net om 'n sukses te maak vir my lewe, want ek voel soos hierdie groot failure en ek het niks bereik in my lewe nie, man. Ek het niks wat ek kan wys nie. Ek kry skaam as mense praat van dit wat hulle al gedoen het en hier staan ek het niks bereik in my lewe nie. Ek kan vir jou vertel hoe om daai drug te gebruik na die fynste. Ek was die beste ou wat geweet het hoe om 'n dagapyp te maak en hoe om 'n mandrakspul te meng en ek kan vir jou daai goed vertel, maar om 'n sukses te maak vir my lewe was ek 'n groot flop gewees. En weet jy wat? Toe kom die Here en hy gebruik my omstandighede om vir my te wys, Anthony. Weet jy wat? Nee, jy het jou eerste liefde verloor. Jy het my as jou eerste liefde verloor. En ek gaan en die Here wys vir my nou onlangs 3 weke terug wys die Here vir my hoe ek 15 jaar terug stadig maar seker het ek toegelaat dat hierdie dinge in my lewe inkom. Ek het minder tyd in die woord van God gespandeer. Ek het toegelaat dat hierdie dinge in my lewe inkom. Ek het nooit regtig hierdie sonde opgegee nie, want ek het nie gedink dat ek dit sal kan opgee nie. En stadig maar seker het ek my eerste liefde vir God verloor. Ek het rondgeloop en vir mense gesê, dis wat die Bybel sê, dis wat die Bybel sê, maar self toepas het ek nie. En toe bring die Here my na 'n skrif in Esegiel 15 en 16 waar die profeet Esegiel hy praat met die volk, die Israeliete en hy gee God se woord en God begin praat daarsom, julle het afgode opgeneem, julle dien afgode, julle is liewer vir afgode as wat julle vir my is en julle is weerbarstig en ek sien myself in daai ding en ek besef, Jesus, weet jy wat, dis ek hierso. En net daar en dan, daai dag in daai bakkie, nou 3 weke terug sit ek hierso in hierdie bakkie en ek begin bely en ek sê, Here, ek repent van hierdie ding. Ek is jammer dat ek toegelaat het hierdie ding. Ek is jammer dat ek hierdie ding nooit probeer het om vir u te gee nie en dat ek altyd in my eie krag probeer het om hierdie ding te oorwin. Ek is jammer dat ek dit nooit gelos het nie en ek is jammer dat ek my eerste liefde opgegee het en opgehou het om u op te soek met my hele hart, met al my krag en met al my verstand. Ek is jammer daarvoor. Ek is lief vir u en ek vra dat u my sal vergewe. En weet jy wat, Freka, soos in 1 sekond, soos in die oomblik toe ek gesê het, Here, ek is jammer oor die pornografie wat ek kyk. Ek is jammer dat ek myself bevredig vir al hierdie jare en dat ek dit nog nooit vir u gegee het nie en dat ek dit altyd probeer justify het. Die oomblik toe ek dit vir God gee met my hele hart, kom daar 'n beskerming oor my. Ek weet nie om dit vir jou te verduidelik nie. Dis nou 4 weke. Dis die eerste keer in 4 weke in my hele lewe wat ek so sterk staan. Ek staan nie in my eie krag nie. Ek staan in God se krag. Is asof God opgedaag het en al hierdie vieslike vuil demone van vrees, welis, rebellie, al hierdie goedes omdat ek gerepent het met my hele hart, het God al hierdie goedes gevat uit gesê, back off julle. Hierdie is my kind en ek staan nou. Ek fight vir jou, jy weet. Daar's 'n skrif in Exodus 23 wat die Here vir my 2 jaar teruggegee het nadat ek met vergifnis gedeel het en die skrif sê hy, ek het 'n engel aangestel om jou te lei op die weg wat ek jou vat na die plek wat ek vir jou voorberei het. En luister na daai engel, want as jy nie na hom gaan luister nie,
gaan jy die gevolge dra, want my woord is in hom. En ek het besef dat weet jy wat, as jy jou hele hart vir God gee en jy regtig opreg lief is vir hom, sal hy vir jou staan en sal hy jou vrees oorwin. Ek sê nie vir jou dat ek perfek is nie. Daar's nog baie dae ek sukkel, dis oorlog. Elke dag moet ek vrees neerlê. Ek sukkel met hierdie werk. Jy weet baie dinge het verander. Ek sal nog baie graag vir jou baie langer getuienis wil gee, spesifiek in die omstandighede waarin ek myself op die oomblik bevind. Maar die Here is getrou en hy gaan my help met daai vrees. En as daar iemand anders daar buite is wat vandag sukkel met vrees, wat bang is, wat nie in homself glo nie, gee God 'n kans. Jy gaan nie spyt wees nie. Amen. Amen. Yes, dankie brother. Dankie vir jou dat jy dit met ons deel. Dit is nie altyd maklik nie, maar ons is opgewonde oor die oorwinning. God skenk aan jou die genade om hierdie dinge in jou lewe baas te raak. En ja, loof die Here vir die oorwinning. Is daar nog iemand wat iets wil byvoeg vanoggend? Anders kan ons maar afsluit. Menzo? Yes, Freek, dit vinnig. Johanne daar so 'n ding gesê wat my getref het. Hy het 2 keer gepraat van the spirit of excellence. Maar toe sit hy 'n stukkie by spiritual energy. En dit tref my. Dit is eintlik 'n saak wat ons oor moet gesels en dalk 'n bietjie tyd aan gee. Maar Johan, ek weet nie of jy saam met my stem nie, maar hoe meer jy daai spirit of excellence pursue, hoe meer is daar spiritual energy. Dis 'n snowball effek. Weet hoe meer Atman, hoe meer jy die waarheid soek en die waarheid uitgee, hoe meer kom daai ding kry daai ding momentum. Weet en die een groei die ander een. Die een maak die ander een, die een gee meer energie en hoe meer energie het, hoe meer, want dit klink nou na klompwerk, jy weet. Spirit of excellence. Nou praat ons van baie werk. Jy weet, dis groot stories om excellence reg te kry. Maar die oomblik sodra jy daai spirit of excellence begin pursue, is daar spiritual energy. Dis iets wat die Here vir jou gee. Want dit is ons praat van God se natuur. Weet, is hy besigheidsman, hy's 'n God van groei, hy's 'n God van wonderlike dinge. En daai energie, daai spiritual energie groei op dit. Dis nou sommer net 'n side note. Ja nee, Johan, jy gaan my besig. Johan, jy gaan my besig hou met daai een. Die Afrikaans vir daai spirit of excellence is mooi in die ou vertaling. Hy sê 'n voortreffelike gees. Ja, dis mooi. Hulle het fout gesoek by hom. Hulle het fout gesoek by Daniël en hulle kon nie in sy werk en waar het hulle op die ou en hom attack in sy geloof. Maar as gevolg van daai dat hy 3 keer 'n dag gebid het, tyd met God spandeer het hy 'n voortreffelike gees gehad. Johan. Ja, hy praat van 'n gees van uitnemendheid in die Afrikaans. So daar's 'n paar verskillende vertalings, maar mense, ja, dit is absoluut so. Die oomblik sodra jy op God se woord staan en jy is onbuigbaar, onwankelbaar op jou goddelike beginsels in praktyk, in jou huwelik, in die grootmaak van jou kinders, in jou verhoudinge, dan kan dit nie anders as dat daardie gees van Christian energy of spiritual energy in jou geaktiveer word nie. Dit is net jy is heeltemal reg, dit hardop hand in hand. En ons kan dit in enige aspek van ons lewens kan ons dit sien gedemonstreer op 'n praktiese wyse. Ek wil gou net 'n getuienis en ek gaan dan hierna ongelukkig moet groet. Ek wil gou net 'n getuienis lewer. Verlede week is ons in die stad en ons kom die Vrydag terug vanuit Pretoria uit en Jones het vir my tyd by hierdie billboard verbygery waar daar staan: ek beskerm jou. En die hele tyd is hierdie ek beskerm jou in ons gedagtes. Ons kom hiernatoe en Saterdagoggend moet sy nou weer teruggaan Sekunda toe vir 'n ander funksie waarvoor sy uitgenooi is. Man, en ek is in my gees half omgekrap. Nie omgekrap nie, maar ek voel iets pla my. En ek bid en ek sê vir Here, ons bid saam en ek sê, sal U asseblief die reis voorspoedig maak en dan veilig terugbring. En met die sê sy ook vir my,
ek beskerm jou, is ons woord en ons tema. Sy gaan sy koena toe, toe sy terugkom, op pad, net daar by Standerton, bel sy my, sy sê vir my, hierdie pad het ek nou gery, ek het net besluit, ek gaan dit ry, ek het in my hart gevoel, dis die regte pad, dit is 'n korter pad, maar dit is nie altyd so 'n mooi pad nie, maar die pad is gaaf. En die volgende oomblik, skree sy, en ek hoor net, sy sê, jy het net 'n taxi by my verbygery, iets het die kar getref. Ja, en ek sak my moedsak in my skoen en ek sê, ag Here, is dit nou die ding wat ek heeltyd in my hart gevoel het, is hier aan te gebeur. Sy stop toe by die naaste garage en sy klim uit, sy sê, hou net aan, gaan net die kar eers afsit nie, nou is dit stilte, nou wag ek in absolute afwagting, dat sy gaan nou terugkom en sê, jy weet, hier's nou dit of hier's nou dat fout. Jongens, sy loop rondom die kar, sy kom terug, sy sê vir my, ek sien absoluut niks nie. Ek sê, het jy hier gekyk, het jy daar gekyk? Ek sê, vir haar, ry net tot by die volgende, want sy is nog daar nie in 'n goeie area, en ek sê, ry net tot by die volgende garage, waar ons altyd stop as ons nou daai pad ry. Sy doen so, en sy kom terug bevestig presies dieselfde, daar's niks fout nie. Ek sê, okay, kom, huis toe, en dan stop jy net buitekant, want is toe nou al hier by 5:00 of 6:00 kant. Stop net buitekant, dan doen ons net gou vinnige laaste check. En weet jy, nie 'n merkie nie, niks nie, maar daar was 'n geweldige slag, soveel so dat sy so geskrik het dat sy geskree het. En ek sê net, manne, in hierdie opsig nee. Daai ding van leef die waarheid en staan op God se woord word vervul en gemanifesteer in ons lewens elke dag. Die vyand gaan absoluut alles probeer doen, maar daai beskerming van God se hand oor ons, of dit jou voertuig is, of dit jou kind is, of dit jou huis is. Ek glo dat wanneer ek ry, sê ek net, Here, U beskerm my. Ek roep U naam aan. Stel U engele aan oor my waar ons ry. Want as ek nie daai autoriteit het om die vyand daar te druk, onder die duim, onder die voet van die kruis nie, dan ry ek in vrees. Daai ding van, ja, jy kan die Here vra vir beskerming, maar die vyand kan enigiets doen. Hy kon, man, Job het gesê, Job se woord in hoofstuk 1 sê, Satan moes eers toestemming vra, voordat hy in Job se lewe sy hand kon oplig. So, kom ons van die begin af, sommer net, daar die kwessie van, as leeu van jou huis, staan op God se woord, dat Satan het geen mag, en geen reg, en geen autoriteit, om jou lewe vir jou mislik te maak nie. Hy kan dit doen. En wanneer dit gebeur, weet dit, dat God laat dit toe. Want ons 'n woord wat sê, God is in beheer oor die goeie en die slegte, the evil and the good. Hy is nie net 'n God van die goed nie. Hy weet wat is ook die sleg. Hy weet wat gebeur. So wanneer jy op God se woord staan en iets gebeur in jou lewe wat verkeerd gaan. Die eerste ding is, Here, het ek miskien verkeerd gehoor? Het ek gefouteer? Of is ek hier besig om 'n les te leer? En as jy met daai attitude in die lewe ingaan, kan jy baie gou agterkom dat it all works for the better. Alles werk ten goeie vir hulle wat Jesus Christus liefhet. So Anthony, dit wat jy daar gesê het, alles werk ten goeie. God vat jou deur 'n proses van ongelooflike pyn en lyding, maar die eindresultaat daarvan is 'n man wat brul vir sy huis, waar hy werk, en sy daaglikse lewe. En om terug te kyk, ek het altyd vir my seuns gesê, hoor hierso, is jou kop agter op jou stuitjie vasgemaak, of is hy vorentoe? Hou op om terug te kyk na die verlede. En hulle het, ek dink hulle het 'n bietjie anatomie gestudeer in hulle biologie klas. So hulle weet die kop kyk vorentoe en nie agtertoe nie. En Jesus se woord sê, hy wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk, is reeds te laat. Dankie Freka, dankie manne. Yes, dankie Boeta. Ja, as jy val vorentoe man. Ek wil afsluit. Val op jou knie. Ja, Val op jou knie. Nee, val net vorentoe, moenie agtertoe val nie. Moenie 'n knockout vat nie. Jy's net afgeslaan, staan weer op. Daai man wat ek aan die begin van gepraat het gister by die tronk. Hy kon nie uitkom saam met die ander gevangenes om buite te wees. Hy was in sy sel. Maar toe die geleentheid kom, daar waar hy beplan om sy eie lewe te neem. Want dit is die probleem van die vrees van ek gaan mense vuil, ek gaan
Ek is 'n mislukking, want saam met die mislukking soos Anthony gesê het, kom die verwerping. Ek is bang vir daai verwerping, ek vrees daai verwerping. Hierdie man is daar, hy vrees dit om uit te gaan, want hy gaan hulle weer teleurstel, hy gaan weer terugkom tronk toe, hy gaan weer seermaak, en ek is by 'n plek wat ek voel, nee wat, dis die einde van die pad. Dit gaan vir my beter wees, en vir hulle, as ek nie meer is nie. 4 kinders, klein dogtertjie, ek vra vir hom, wat van jou dogtertjie? Hulle wag vir jou om huis toe kom donderdag, en jy moes hier uitgaan in 'n kus. Dis mos nie wat jy vir hulle kan laat as 'n erfenis nie. Weet jy wat, toe die geleentheid kom, in die sel, om sy hart vir Jesus te gee, toe bid hy saam. Toe gee hy sy hart vir die Here daar, want dis die ding van mislukking, of dink jy is 'n mislukking. Jy kom by 'n plek waar jy in totale eensaamheid leef. Wat jy voel, jy's 'n failure, jy's gebore hiervoor, en daai man vat die geleentheid toe dit kom, in die sel, by homself, om sy lewe vir Jesus te gee, sy hart vir die Here te gee, Jesus aan te neem as sy Here en sy verlosser. En ewe skielik kan hy weer begin brul. Ewe skielik, en dis die brul waarmee ons jou vandag verlos. Jy's nie bang nie, jy moet hierdie ding begin brul as 'n man van God, as 'n leeu, en as 'n leeuwin, as 'n vrou, want ek weet daar's vrouens wat kyk en wat daarna luister. Ek is nie bang om te faal nie. Ek is bang om nie te probeer nie. Dis al wat jy moet bang wees vir. En ek wil nou vir jou 'n geleentheid gee. Jy's dalk op die plek waar daai ou in 'n sel was. Dis die einde van die pad. Ek kan nie meer nie. Ek wil vandag vir jou sê, staan op die noop, maar wag iets soets vir jou om die hoek. Dis nie die einde nie. Die duiwel lieg vir jou. So, as jy vandag saam ons wil bid, en jy wil jou hart vir Jesus Christus gee, jou lewe vir hom gee, bid gou saam met hierdie gebed, sê Here, ek wil weer die bril in my terugkry. U bril. Ek wil begin heers. Ek wil begin heers saam met u. Want ek wil u my koning hê. Ek wil u as die koning van my hart hê, wat in my heers. En daarom kom ek vandag, Here Jesus, en ek vra u, vergewe my sondes, kom was my skoon, kom reinig my. Ek is jammer vir wat ek gedoen het. Ek is jammer vir die dinge wat ek probeer wegsteek het. Die dinge wat ek, soos Anthony gesê het, regverdig het. U bring alles in die lig. Alles wat in die duisternis gebeur, bring in die lig. Maar ek weet vandag, Here, ek hoor vandag, dat hierdie goed wat ek so in die geheim doen, wat ek dink nie ander van weet nie, dis die goed wat my besig is om my te verwoes. Dis die goed wat my vrede steel, my getuienis steel. U gedagtes vir my is net goeie dinge, 'n hoopvolle toekoms. En daarom kies ek ook vandag om almal te vergewe wat my te nagekom het. Ek vergewe my ouers as hulle te hoë verwagtinge van my gehad het. Ek vergewe hulle as hulle nie daar was vir my nie, as hulle nie vir my omgegee het nie, as hulle nie vir my lief was nie. Ek wil so graag net hoor, hulle is lief vir my. Maar dankie dat ek vandag kan hoor, dat Freek sê vir my, God is lief vir jou. En dit het ek gister weer vir Freek hulle bewys, toe hulle by daai tronk was, en 'n gevangene wat in 'n sel toegesluit is. Kom hoor, God is hierso. Hy het my hiernatoe gestuur om vir jou te sê hy is lief vir jou. Dankie dat u vir my lief is. Here Jesus, ek neem u aan as my Here, my verlosser. Kom woon in my hart. Wees die koning van my hart, die koning van my lewe. Ek wil saam met u heers. Dankie dat u my vandag aangeneem het. Nie as 'n failure nie. Nie as 'n mislukking nie. Maar u het my vandag aangeneem as u kind. Dis wie ek is. Ek is nou 'n kind van God. God is my Papa Vader. En dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen en amen. Baie dankie, die Here seën, mag julle 'n wonderlike dag hê. En ek vertrou die Here vir mooi dinge. Môreoggend skakel in
op transformasietafel, dan praat ons 'n bietjie die Britse taal, praat ons oor God se besigheid. En ons is tans besig, ons moet nou 'n bietjie hier op Briltyd ook vat om te praat oor die R100 man. The R100 man. 'n Baie interessante tema. En ons ou Boeta wat dit fasiliteer, mense is baie streng in sy punte wat hy ons gee. Maar dit is baie gaan kyk, gaan luister na die potgooi van die transformasietafel onder ons potgooi katalogus, the transformation table, al die ander Woord Sonder Grense sin is daar. Subscribe op hierdie YouTube channel, share dit met almal, deel dit met almal, gaan kyk na die Engelse YouTube channel wat ek begin het, Roaring to Victory, en wat die Engelse mense het gesê, ons moet 'n bietjie met hulle ook gesels. Ek het gedag die transformasietafel is genoeg, maar ja. So baie dankie dat jy ingeskakel het, dat jy geluister het, dat jy kyk, soos ek sê, deel dit met almal en onthou God se genade is vir jou genoeg om die uitdagings in jou lewe, jou terugslaan, jou probleme om dit baas te raak, om oor te begin brul en sê, ek is nie 'n mislukking nie. Ek is 'n seun van God. Dis wie ek is. Of 'n dogter van God. Die Here seën, mooi bly.